invloei en uitvloei. 2 Korintiërs 9 verse 10 en 11 sê, en hy wat saad aan die saaier voorsien en ook brood as voedsel, sal aan julle saad verskaf en dit vermeerder, en hy sal die vrug van julle geregtigheid laat toeneem. So word julle in elke opsig verryk, om in alles vrygewig te wees, en dit loop deur ons bemiddeling uit op danksegging aan God. Paulus sê om vir die Here te gee is soos om te saai. Daar sal ook 'n oes wees. Hy beskryf dit interessant as 'n deurvloei van seën. Hy sê God verskaf saad aan die saaier om te saai ter wille van 'n oes wat onder andere weer gesaai kan word. Saad word weer saad, met ander woorde. Net so sal die gelowiges se bydraes 'n vrug voortbring wat hulle sal verryk, maar ook weer in staat stel om vrygewig te wees. So vloei die seën van God deur van persoon tot persoon. Ons dink gewoonlik die deurvloei begin as ons iets van God ontvang en daarvan aangee. Dis waar, maar dit kan andersom ook werk. As ons begin om te gee, die deurvloei begin, kom die invloei ook. Saai, sê die skrif, en jy sal maai. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ek 'n skakel kan wees in die ketting van seën. Laat ek seën omdat ek geseën is, maar laat ek ook seën omdat dit vir my so 'n geweldige seën is. Amen. Die Here seën jou.